Baie welkom by vanoggend se erediens. Die Here groet julle en hy sê, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Vanoggend wil ek begin deur vir julle 'n bietjie agtergrondinligting te gee oor lydenstyd. So in die kerklike jaar is ons tans in lydenstyd. En lydenstyd is eintlik maar net 'n seisoen van 46 dae wat begin met Aswoensdag, wat nou Woensdag 5 Maart was, en wat strek tot en met Goeie Vrydag. Lydenstyd is 'n seisoen waarin ons die lyding van Christus Jesus in herinnering roep en daarop reageer in voorbereiding vir Paasfees. Nou in lydenstyd neem Christene reg oor die wêreld dikwels deel aan spesifieke rituele, soos byvoorbeeld met Aswoensdag. Nou op Aswoensdag word tydens die kerkdiens die as van die verbrande takke van die vorige jaar se Palmsondag gebruik en op die voorkop of op die hand van die gelowiges in die vorm van 'n kruis geteken. En met dit word die volgende woorde dan gesê: Onthou dat jy stof is en tot stof sal jy terugkeer. Genesis 3 vers 19. Met dit begin daar gewoonlik ook 'n vastyd in hierdie 40 dae, wat ons herinner aan Jesus se 40 dae in die woestyn, waar hy gevas en gebid het. In hierdie 40 dae van lydenstyd doen gelowiges ook gewoonlik die volgende 3 dinge. Nommer 1, ons neem of iets op, of ons offer iets op. Dit beteken ons neem of 'n goeie gewoonte aan, of ons gee 'n slegte gewoonte af. Nommer 2, ons vertel vir mekaar derentyd hoe Jesus kom leef en ly het vir ons onthaalwe voor sy kruisgebeure. En nommer 3, die praktyk van almsgiving in Engels of almoese in Afrikaans. Eintlik maar net die praktyk van kos en geld gee vir die armes of om liefdadigheid te beoefen. Ek wil nou graag vir ons die teksvers lees vir vandag. Deuteronomium 26 vers 1 tot 11. Wanneer jy in die land kom wat die Here jou God aan jou gee as jou eiendom en jy dit besit en jy daarin woon, moet jy van elke eerste oes wat jy insamel in die land wat die Here jou God aan jou gee, 'n deel vat en dit in 'n mandjie sit en daarmee na die plek toe gaan wat die Here jou God sal kies om sy naam daar te laat woon. Jy moet na die priester toe gaan wat in daardie tyd daar sal wees en vir hom sê, ek verklaar vandag voor die Here u God dat ek gekom het in die land wat die Here met 'n eed aan ons voorvaders beloof het om aan ons te gee. Dan moet die priester die mandjie by jou vat en dit neersit voor die altaar van die Here jou God. Jy moet dan in die teenwoordigheid van die Here jou God sê, my vader was 'n Arameer wat van plek tot plek getrek het. Hy het na Egipte toe gegaan en met min mense daar as vreemdeling gaan woon. Daar het hy 'n groot, sterk en talryke nasie geword. Die Egiptenaars het ons sleg behandel. Hulle het ons verdruk en ons harde werk laat doen. Ons het na die Here die God van ons voorvaders om hulp geroep en hy het ons gehoor. Hy het ons ellende en ons swaar kry raak gesien en gesien hoe ons verdruk word. Die Here het ons uit Egipte laat wegtrek deur magtige dade, kragtige groot dade wat vrees ingeboesem het, tekens en wonders. Hy het ons in hierdie plek gebring en hierdie land aan ons gegee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Dit is die rede waarom ek nou die eerste opbrengs van die land wat deur die Here aan my gegee is gebring het. Dan moet jy dit neersit in die teenwoordigheid van die Here jou God en hom aanbid. Jy moet al die goeie dinge geniet wat die Here jou God aan jou en jou huisgenote gee. Jy en die leviete en die vreemdelinge wat by jou woon. Nou in Deuteronomium 26 vers 1 tot 11 word daar 'n ritueel beskryf, waar die Israeliete die eerste deel van hulle oes na die tempel moes bring. En net soos in die Aswoensdag tradisie, word spesifieke lyne van dialoog
aan hierdie inwoners of aanbidders gegee om voor te sê as hulle offer bring. Eerstens moet hulle verklaar dat hulle immigrante is, dat hulle as buitestanders na die land gekom het. Die teks stel voor dat hierdie ritueel jaarliks deurgevoer sou word deur die volk. En dis klink dit dalk vreemd, want selfs die mense wat in die land gebore is, wie se grootouers en grootgrootouers in die land gebore is, sou gevra word om hierdie woorde te verklaar. Die Here het vir ons voorvaders beloof dat hy die land vir ons sal gee, en ek het nou in die land gekom. Deuteronomium 26 vers 3. Meer as dit, het hierdie eerste opbrengsritueel ook elke geslag daaraan herinner dat die grond nie eintlik aan hulle behoort nie. Hulle is eintlik maar onlangse huurders van die grond, maar die land self behoort aan God. Hulle was afhanklik van die land vir oorlewing en was afhanklik van God vir die land. En daarom as hulle 'n mandjie met produkte van hulle eerste opbrengs voor God se altaar kom neersit en hulle immigrant-identiteit verklaar, word hulle herinner dat hulle genot van die oorvloed van hierdie land nie van hulle self kom nie. Dit was nie hulle reg nie. Dit was ook nie hul beloning nie. Die voordele van die land is 'n genadegawe van God alleen. Soos ons as Woensdag en vaspraktyke in lydenstyd, het Israel se aanbieding van die eerste oes en hul verklaring van afhanklikheid gedien as 'n geheuemiddel wat nederigheid en dankbaarheid teenoor God aanvuur. Die volgende deel van die seremonie het vereis dat elke aanbidder hul gemeenskap se historiese herinnering van God se reddingsaksie hardop moet opsê. Dit beteken die verhale waar God hulle uit die Egipte se slawerny bevry het, tot en met waar hulle nou in die beloofde land gebring is. Dit laat my dink aan die woorde wat ons ook vir mekaar sê by die nagmaalstafel. In die nag, toe Jesus verraai is, het Jesus brood geneem. En aan hierdie tafel onthou en verwoord ons ook 'n geskiedenis van God se reddingsdade vir ons onthaalwe. En deur ons eie deelname aan hierdie maaltyd, vind ons onsself uitgenooi na die tafel waar Jesus met sy disippels was. En dan op 'n misteriese manier is ons beide metafories, maar ook werklik aan hierdie tafel. En dit is presies wat die Israeliete beleef het by die eerste opbrengsritueel. Daar by mekaar rondom 'n ander tafel, die tempel se altaar, voorberei met brood, die eerste opbrengsoffer, repeteer hulle instellingswoorde 'n evangelie van God se reddingswerk in die geskiedenis. En hulle sê vir mekaar, my vader was 'n rondswerwende Arameer. En in die vertel van hulle verhaal was hulle daar saam met hulle voorvaders. Toe het ons na die Here, die God van ons voorouers, om hulp geroep. Die Here het ons gehoor en ons ellende, ons swaar kry en ons verdrukking raak gesien. En die Here het ons met 'n sterk hand en uitgestrekte arm uit Egipte uitgelei. Hy het ons na hierdie plek gebring en aan ons hierdie land gegee, 'n land wat oorloop van melk en honing. En hierdie rituele herinnering, soos hierdie, kommunikeer of skep op 'n sekere manier 'n gemeenskaplike identiteit. En vir die antieke Israel het hierdie oes-seremonie 'n gemeenskap in die vooruitsig gestel, vir wie bevryding nie net deel was van hul oorsprongsverhaal nie, maar deel was van hulle identiteit. Die lesing eindig dan met instruksies vir die groot viering wat op die liturgiese seremonie behoort te volg. En hierdie instruksies sluit 'n vieringsmaaltyd in, wat gedeel moet word met die Lewiete en vreemdelinge wat onder hulle woon. Dis diegene sonder grondbesit en wie afhanklik is van ander vir hulle daaglikse brood. 'n Viering van die vrugbaarheid van die land het die gevaar geloop om diegene wat nie voorvaderlike grond besit het nie, uit te sluit. En daarom vereis die teks dat hierdie kwesbare gemeenskapslede opgesoek moet word, gaan haal geword en by die feestelikhede ingesluit moet word.
En net so, terwyl die versorging van die armes en kwesbares ons verantwoordelikheid deur die jaar veronderstel is om te wees, herroep lydenstyd tradisioneel 'n spesiale fokus op almsgiving, almoses of charity. Net soos ons geestelike voorouers herinnering ingebed het om vir die behoeftiges om te sien binne hulle jaarlikse viering van die eerste oes, kan Christene die seisoen van lydenstyd merk as 'n tyd om weer daarop te fokus, om vir mekaar te sorg. Rituele soos hierdie in Deuteronomium en waar ons nou in lydenstyd is, roep ons op tot 3 dinge. Om of iets op te neem, of iets op te offer. Om te onthou wat God reeds vir ons gedoen het. En nommer 3, om vir mekaar te sorg en lief te wees. Maar hoe implementeer ons hierdie nou prakties in ons alledaagse lewe? Ons kan dalk by iets kleins begin. Begin dalk met gesindheid. Sit weg jou foon na werk en doen moeite om by jou gesin uit te kom. Doen moeite om te hoor hoe dit met hulle gaan. En benut die tyd wat jy saam met hulle het. Of by die werk. In plaas daarvan om net verby die ander mense te lewe en elke dag net te vra, maar hoe gaan dit met jou? Probeer om regtig by die mense uit te kom en om te vra hoe dit werklik met hulle gaan. En dalk kan jy vir hulle iets in hulle lewe beteken of iets in hulle lewe bydra. Of by die kerk, waar ons saam bely dat ons deel is van die huisgesin van God. Ons is kinders van God. Is ons eintlik maar meestal net vreemdelinge met mekaar. Ons is as broers en susters wat nie mekaar ken nie. Hoekom begin ons nie hier om God se liefde en omgee met mekaar te deel nie? Om getuienisse met mekaar te deel van waarmee God besig is in ons lewens of waar God al gewerk het in ons lewens. In hierdie lydenstyd kom ons herinner mekaar aan God se sorg en sy reddingsdade. En kom ons leef dan vanuit dit. Mag ons dit nooit vergeet wat God vir ons gedoen het nie, wat hy nog vir ons gaan doen en wat hy steeds in ons lewe nou doen nie. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees en bly. Amen. Ons praat met almal om ons oor die hoop wat in ons leef. Jesus Christus het in liefde al ons sonde ons vergeef. Sing o sing van ons verlosser, hy oorwin die dood en hel. Ons het die land sy oorwinning, oral wil ons dit vertel. Laat ons sing